Hartlike welkom aan al my subscribers. Hierdie is my dierbare man. So hy gaan so nou en dan ook vir julle wys hoe maak hy sy kossies. Daar's dinge wat hy maak en daar's dinge wat ek maak. So môre gaan hy vir ons 'n tiramisu maak vir Kersfees. Ons dogter love 'n tiramisu. So hy gaan vir julle wys hoe maak hy syne. Dag sê maat. Ja, ek maak ook droog. Ek kan dit baie goed doen, maar ek maak at least iets. So ja, ons sien uit daarna om dit met julle te deel en ons hoop julle sien ook uit daarna. Ja mensies, tiramisu. Eerste van alles moet ek om verskoning vra vir ons mense wat aan die oorspronklike weergawe glo. Jy weet, want die oorspronklike een het 'n espresso in en hy het eierbitte in en dit word gemeng met mascarpone. En dit word op 'n spesifieke manier gedoen ook. So ek vra om verskoning vir daai wat dan eg daaroor is. Die oomblik as julle hierdie gaan sien, dan gaan julle daar sit en julle gaan tentoban op daai stadium 'n bietjie van julle hare verloor. So kom ons noem hierdie die Suid-Afrikaanse staak manier van 'n tiramisu maak, maar hy werk net so lekker en dis bestanddele wat nie te moeilik bekombaar is nie en dit vat ook nie te veel moeite nie. Eerste van alles, kom ek verduidelik. Hier is 350 ml kookwater gewees met 6 opgehoopte teelepels Nescafé Gold. Nie espresso nie. Dan het ons 'n roomkaas, 500 gram. Ons het 'n Amarula, dis 'n Ethiopian koffie enetjie, maar dit moet 'n koffie ene wees. Ons het 'n paar bietjie van hierdie vingerbeskuitjies en ons maatinstrumente. Die eerste stap nodig, wat ons doen is, laat jou koffie mengsel alreeds afgekoel wees. Hy moet kamertemperatuur, dis ook reg, maar kamertemperatuur is reg. Dan het ons hierso in 60 ml en dan vat ons 'n bietjie van hierdie room en ons sit dit daarby. 2 van hulle. En mensies, neem in ag, ons praat hierso van alkohol, so asseblief, moet dit dan nie vir jou minderjariges gaan gee nie, maar dit is om die regte skop te gee wat nodig is. En dis ook nie bedoel vir swanger vrouens nie. Dan wat ons doen is, ons meng hom deur. Daar's hy. Net so. Ons sit hom weer op die kantlyn neer. Roomkasie. Wat ons met die roomkasie doen, ons kry hom uit. Ons sit hom in die bak. Mense, onthou, ek is nie 'n professionele chef nie. Ek is doeteenvoudige ouetjie wat daarso af die plaas af is en ek het maar my werk gedoen en ek het 'n liefde so 'n bietjie hier en daar vir kos. Jy weet, en ons probeer maar iets maak af van, okay, ek probeer alles uit die pot uit kry. So julle moet maar verskoon as dit lyk soos wat dit lyk. Maar nou ja, daar's hy. Al die roomkasie is uit. En hy's kamertemperatuur. Ek weet nie of ek dit voorheen genoem het nie, maar ek noem dit nou vir julle vir in case ek het dalk nie het nie. Dan krap ons alles af. Net so. Saam met dit, ek gaan hierdie net hier neersit. Moenie worry nie, die counter is skoon. Ek dink so. Ek het hom laasweek skoon gemaak. Maak 'n grap. Dan vat ons weer nog 'n bietjie van hierdie Amarula koffie, net 60 ml. En ons gooi dit daar saam in. Nou wat ons gaan doen, ons gaan hierdie ouetjie klits, ons gaan hom romerig kry, ons gaan hom mooi gemeng kry en alles. Net lekker geklits. Daai Amarula by, kyk hoe mooi lyk hy. Hy's lekker romerig, hy's los, hy's presies reg vir wat ons volgende wil doen. Nou ja, volgende hier gaan ons. 2 roompies. En nog 'n bak. Sorg dat dit vars room is asseblief. Nie suurroom nie, nie dik melk nie. Ook nie daai ene wat te lank in die yskas gestaan het en ons weet nie wat ons met hom maak nie. Saam met dit, bietjie versiersuiker. Net so 2 opgehoopte lepeltjies. Daar's hy. Ja, ek weet, baie mense gaan sê, ja, jy moet dit stadig inklits soos wat jy aangaan en al daai goeie. Weet jy wat? Op die einde van die dag gaan hy nog steeds werk. Nou wat ek gaan doen, ek gaan hom nou klits, laat hy sagte kruine vorm. Daar sê julle. Nou kan julle sommer sien hoe lyk hy. En as julle mooi gaan kyk, oeps, net vir julle 'n bietjie beter inzoom, kan julle sien, kyk daar so hoe lig is hy. Hy's perfek net soos wat hy daarso is. En hy daar 'n bietjie soetigheid in, wat ons regtig graag aan hierdie kant wil hê. Nou wat ons nou gaan doen. Onthou julle ons roomkasie? Ons gaan hom vat, ons gaan hom hierby skep en ons gaan hom invou.
dan terwyl ons hom so mooi rustig invou, dan sal ons kyk na die kleur en ons sal hom smaak van daar af, dan maak ons seker hy's perfek. En nou gaan ons hom net dood eenvoudig invou. Dis al wat ons nou gaan doen, totdat hy egalig deurgemeng is. Kyk hoe mooi lyk hy, romerig, sag, hy is absoluut delikaat. Kyk net daarso mensies. Kan julle mooi sien daarso. Ek hoop julle smaak hom al. En wat ons nou gaan doen, nou gaan ons betrokke raak, betrokke raak so ewe. Nou gaan ons hierdie ladyfingers vat, ons gaan hulle dip, ons gaan hom aan mekaar begin sit. Nou ja, onthou julle daai koffiemengsel. Ons gooi dit sommer in enige bordjie wat ons het. Julle kan sommer 'n plastiek bakkie gebruik, nes julle wil. En dan vat ons ladyfingers. En kyk hoe vinnig is dit. Mense, my hande is gewas. Daar's hy. 1 en 1. Daar's hy. En so gaan ons dood eenvoudig die hele bodem van hierdie glasbak met ladyfingers pak. Nou ja, kyk hoe lyk ons nou. Dan sien julle hierdie ouetjie wat ons aan mekaar gesit het. Dan vat ons die helfte van hom. Ons kan hom sommer so in die bak deel. Dan skep ons net die helfte van dit. So oor ons ladyfingers. Die gedipte een natuurlik. Soos dit dalk miskien mis het iewers of wat ook al die geval mag wees. Net so die helfte. Dit lyk heerlik, ek staan hier op die kantlyn. Water my mond nou. Ag, togie. Dan gaan ons hom net bietjie plat smeer. Mense, verstaan mooi, ek is nie 'n bakker nie. So vir my plat smeer, van my angle af, lyk hy vir my perfek op die einde van die dag. Maar dit is die hele idee, ons wil hom net plat hê, laat hy mooi lyk. So julle moenie dat my man vir julle nonsens vertel nie. My man kan baie doen. Hy vleg my hare, hy daai my hare. Hy maak ons klere reg dat dit lyk of 'n masjien dit gestik het. Hy kan koeke oortrek met fondant. So hy vertel net 'n bietjie nonsens. Ja, moet niemand sê nie. Alright. Hier is die groot geheim mensies. En niemand gaan dit vir julle vertel in enige storie nie. So wat jy doen, vat sommer net 'n bietjie van jou amarula. Nie te veel nie mense, onthou ons is besig om shooters te maak nie. Dan gaan jy net so bietjie hier en daar drizzle. Daar's hy, net so. Heerlik. Kyk net daar mensies, hoe lyk dit? Dit lyk perfek. Okay, en hierdie slukkie is vir die persoon wat die hardste werk. Ag, toegie. Nou wat ek nou gaan doen, ek gaan weer my koffiemengsel nader bring. Ekskuus, hy steek so 'n bietjie weg hierso. Nou kan julle hom sien. Ek gaan nog ladyfingers vat. Ons gaan nog 'n ry boer pak en dan gaan ons die laaste die laaste mengsel bysit. Nou ja, mensies, kyk daarso. Volgende ry is gepak. Dan vat ons die laaste van hierdie golden blend. Ons krap dit gou hier bymekaar en ons dollop dit daaroor. Wat hy sommer daar lê. Sien julle? Kyk net daar mense, voel julle hom op die heupe. Hy het so 'n bietjie van 'n smaakie van daai amarula, maar dit is nie oorweldigend nie. Ek dink dit is die belangrikste deel wat ons moet besef. Jy weet, maak nie saak nie, ek weet ons doen nie die tradisionele tiramisu soos wat hy gedoen word, jy weet in die groot restaurante en goeters nie, maar jy soek nog steeds daai selfde romerigheid, koffie en al daai geure wat bymekaar kom, sonder dat die een die ander een oorweldig. Ek gaan hom gou uitsmeer. Kyk net daar mensies. Ons maak gou gelyk. My maag begin al te gros as ek hier staan en kyk. Begin al te droog. Oeps, daar sou ek 'n bietjie misgemik. Maar ons gaan niemand sê nie asseblief mense. Julle is mos aan my kant hierso. Nou kyk net daar. Jy ryk hom sommer nie. Hy ryk net reg. Hierdie koffie onder my neus. Hy ryk sommer net reg. Enigiemand daar op hê. Ek sal aan hierdie kant, ek sien Daar's hy. naaste. Kom ons proef gou daarso. Alright. Volgende sit ons gou 'n bietjie kakao boer en ons gaan hom net sprinkel. Nou ja mensies. Kyk hoe lyk hy. Pragtig, nee. Dis soos kuns. My tipe kuns, maar in elk geval.
Al wat ek hier het, is 'n goeie kakao. Dis enetjie wat my vrou verkoop daar op haar winkeltjie. Sweet and West. Hierdie is nie jou standaard kakao wat jy by jou local grocery gaan vind nie. Jy gaan hom nie vind in jou bakwinkel nie. Hierdie ouetjie, hy is regtig baie geurig. Hy's diep, hy's smaakvol en al wat ek doen, ek gaan hom net kyk daarso. Ons gee hom net 'n sneeuwtjie. Hoe lyk dit? Sneeu is gewoonlik wit, maar jou sneeu is bruin. Wel, dit is proudly South African. Ek weet nie. Hy is maar net 'n bietjie donker. Kyk daarso. Lyk dit pragtig? Ek hoop so. Nou wat nou gaan gebeur? Nou sit ek hom in die yskas en hy bly in die yskas vir die volgende 12 ure. Dat die koekies en die room en die amarula en die koffie, hulle moet met mekaar gesels. Hulle gaan hulle eie taal ontwikkel daar binne. En ek weet wat sy taal se naam, Yummylicious. Mensies, net laastens, hierdie ouetjie is klaar. Soos julle self weet, ons is nou op pad om besig te raak, dat 'n mens nou Kersfees kan doen en so aan. So hou my vrou se kanaal dop, want julle gaan binnekort 'n paar ekstra video's daarso sien. Wat het ons hierso? Dis 'n lamb shank. En hierso het ons 'n beef roast. En hierso het ons beestong. So ek gaan hierdie ouetjies voorberei en ek vra vir julle weer eens raak geduldig, want as jy gaan kyk na die lamb shank, ek gaan hom nie kook nie. En ek weet, die mense sit hom in jou slow cooker of in jou pressure cooker of wat ook al en dan kook jy hom van daar af. Ek gaan hom nie kook nie. Ek gaan vir julle 'n ander manier wys om dit te doen. So hou die kanaal dop. So julle kyk net hierso. Hy staan oornag al in die yskas. Nou gaan ons vir julle wys hoe lyk in die binnekant. My man sê ek gaan die keer die taste testing doen vir julle. Ek gaan nou daai mes tot aflek. Julle kyk net daar. En nou vir die taste testing. Julle, my mond water al. Ou net eers klaar sluk. Julle, dis romerig. Dis heerlik. Hy is glad nie soet nie. Kyk net daar, die koekie het al sag geword. Probeer dit gerus en geniet hom. O ja, en geseënde Kersfees.